Ons liggame is nogal ingestel daarop om vir ons te sê wanneer ons moet rus. Maar wanneer ons oefen, bestaan hierdie gedagtes by ons dat ons moet aanhou, sodat ons net nog 'n klein bietjie kan uithou, sodat ons uithou vermoë nog 'n bietjie meer beoefen kan word, sodat ons nog 'n bietjie fikser kan word, sodat ons net nog 'n klein bietjie meer kan bereik. Maar in die lewe, wanneer dit kom by ons werk en ons persoonlike lekker ontspannende dinge, dan dink ons ook partykeer net nog 'n klein bietjie, dat ons nog 'n klein bietjie moet uithou en aanhou en ook daar so 'n bietjie meer moet bereik. Partykeer sê ons liggame vir ons dat ons ook nou net genoeg gehad het. Dat ons hierdie liggaam nie nog verder kan druk nie nog verder en 'n bietjie meer kan bereik met hierdie liggaam nie. Ons liggaam is so ingestel om vir ons te sê wanneer ons nou 'n ruskans nodig het, wanneer ons nou 'n oomblik net moet ophou en tot stilstand kom. Maar wanneer dit kom by ons verhouding met die Here, dan werk dit anders, want baie keer bestaan die idees en die gedagtes dat ons slegs een dag werk aan ons verhouding met die Here en dat ons dan die res van die tydperk maar net aangaan soos wat ons doen of soos wat ons wil. En ander kere dink ons weer dat ons elke dag werk aan ons verhouding met die Here en dat ons maar net so kan aanhou. In Levitikus 23 vers 3 sê dit vir ons dat ons die Sabbatdag gewy moet hou, dat ons tyd aan die Here moet spandeer, dat ons aan daardie verhouding met die Here tyd moet maak, inruim in ons dag. Maar geliefdes, as ons sê elke dag ons te doen, dan sê dit dat ons op een dag of op die Sabbat of op 'n ander manier moet onderskeid tref en net moet rus by God. Dat ons op 'n ander manier aan daardie verhouding met God moet aandag gee. Nie soos die eerste 6 dae waar ons die hele dag, elke dag opstaan, tyd spandeer saam met hom en aangaan nie. Dat ons iewers op 'n ander manier ook dit moet doen. Dat ons iewers op 'n ander manier ons Sabbat moet deurbring. Dat ons iewers op 'n ander manier by hom moet rus. En eintlik wil ons dan sê dat ons liggame in daardie verandering moet inbring. Moet sê stop en dis nou tyd vir ons verhouding met God. Om daardie fokus en daardie ingesteldheid te hê om anders met God tyd te spandeer, anders by God te rus. Ons word herinner dat dit vir ons baie belangrik is, dat ons nie net kan aanhou en aanhou nie. Dat ons nie net met ons verhouding met die Here kan aanhou en nog 'n bietjie verder druk en nog 'n bietjie meer daaruit wil druk. Nee, dat ons moet rus en daardie Sabbat gewy moet hou en dat ons op 'n ander manier ingesteld en gefokus tyd spandeer saam met die Here. Here, ons Here, gee vir ons daardie insig om ons Sabbat heilig te hou, om tot rus te kom by U, om ons liggame oor te gee aan hierdie verhouding met U. Here, dat dit nie net iets is wat ons elke dag mee aanhou nie, maar dat dit ook anders sal wees om gewy tyd en rus by U deur te bring. Gee vir ons vandag daardie ore wat dit hoor, daardie oë wat dit sien en daardie harte wat oop is vir daardie tyd saam met U. Amen.